episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Jonker Venter. Dat is 'n goeie dag aan al die luisteraars wat vanoggend of vandag ingeskakel is en ook aan al my mede-kollegas wat saam met my hier in ons virtuele ateljee is. Dit is nou oggend soos wat ons opneem en dit is lekker koud vanoggend hier in Pretoria. En ons sien baie uit om dan nou ons reeks voort te sit van die apologetiek reeks. Nou vandag het ons bietjie 'n uitdagende episode. Dit kan baie uitdagend raak. Maar ook is ons baie opgewonde om daaroor te gesels, want vandag gaan ons bietjie dieper kyk na hoe daar verskillende benaderings is in apologetiek en waarom dit belangrik is om te weet van hierdie verskillende benaderings en hoekom ons dan hoekom dit baie keer lyk asof ons hare kloof daaroor onder die Christene, maar dat dit tog baie belangrik is. En ons wil graag dit uitlig vir die luisteraars, sodat jy met 'n inleidende kennis kan weet, wanneer jy na apologete luister, op die internet of YouTube of waar ook al, dat jy kan weet, waar plaas jy jouself, en waarom jy verskil van sekere mense, met sekere benaderings, maar dat ons ook baie duidelik moet kennis neem daarvan dat hierdie verskillende benaderings is nie vyande van mekaar nie. Dit is nie asof ons daaroor stry oor die leer van die skrif en ons glad nie saamstem nie. Ons is saam as gelowiges besig in ons soeke na waarheid, besig om ook die groot opdrag van ons Here Jesus Christus te probeer uitleef tot die beste van ons vermoë in hierdie wêreld met die kennis wat die Here vir ons ook gegee het en sy woord. So dit is belangrik om kennis van te neem. Ons is nie vyande van mekaar nie, maar ons verskil en partykeer het daardie verskille deurslaggewende gevolge. So ek sê dan baie welkom vanoggend aan Jaco de Beer en Marnix Boersma. Baie welkom aan julle. Hoe gaan dit? En ek moet eintlik sê baie welkom aan Marnix, welkom terug. Is daarom nie my eerste een sedert my vreeslike lang wegbreek nie. Dit is daarom alweer my tweede een, maar dit gaan met hakke en stote, maar ons is terug. En ek moet nog eers weer leer hoe dit werk om met 'n mikrofoon te praat. En my hele klomp mense. Amper sê ek iets anders. Skurke. Jaco, ja, en baie welkom vir jou ook. Jy stil vanoggend. Ja, nee, ek het op 'n stadium gewonder of die wegraping waar is, toe maar niks nie so geruk is. Maar gelukkig is dit nie so nie, en dit is lekker om weer te wees, maar niks saam met jou ook en Jonker. Ja, baie dankie. So gepraat van wegraping, dan wil ons ook vir ons luisteraars sê dat ons het al 'n episode dink ek oor wegraping en verskillende benaderings van Openbaring. So as jy daaroor wonder, nou dat Jaco vir ons adverteer, gaan soek gerus daar op ons platform na daardie episode dan gaan luister. Maar vandag gaan ons kyk na waarom is daar verskillende benaderings in die apologetiek en waar kom dit vandaan? Weer eens soos ek gesê het, ek dink ons kan net inleidend vandag praat. Ons kan nie in diepte ingaan op als nie. Ons wil graag vir die luisteraars toerus met die verskillende benaderings en hoekom dit belangrik is om daarvan kennis te neem. So ek wil inleidend begin deur te vra, hoe ken ons waarheid? Is menslike rede neutraal? En is daar 'n verhouding tussen geloof en rede? Nou as ons praat van rede, dan praat ons van die menslike vermoë om te redeneer, die logika wat die mens gekry het. Nou daar's baie vrae wat ons sou kon vra, maar waarom vra ons die vraag? Want dit is uiteindelik waarop die verskille neerkom. Die verskille begin eintlik by die vertrekpunt. Met ander woorde, wat is absolute waarheid en hoe kan ons dit ken?
en is waarheid neutraal? Kan ons argumente voer wat neutraal is? Kan mense glo deur net argumente te voer? So ek gaan die vraag dan nou oopstel, sommer so in breë trekke. Ek weet nie wie van julle wil graag dan wegspring en daaroor gesels nie. Kom ons gee vir Jaco eers die wyse Okay. eerste weer. Rol die bal. Spring op 'n eenvoudige manier deur net te sê dat daar bestaan geen waarheid buite God nie. Dit is as ons net kyk van 'n skepingsoogpunt af, die skepping uit niks uit nie. Hoe is dit moontlik dat waarheid as 'n konsep vanuit 'n skepping vanuit niks kan bestaan op sy eie? Dit sal die skepping uit niks ontken. Wat was daar voor God geskape het? Toe was God volledig in homself en alle waarheid was daar. En so, selfs in die ongelowige se lewe, die vermoë om waarheid te betrag en te kan gebruik en logika te kan gebruik en toe te pas, is uit God uit. Alle kennis en waarheid is uit God uit. Jy kan nie, want die oomblik as jy jou beroep op iets as waarop beroep jy jouself? Jy moet jouself altyd op iets hoër beroep. As jy 'n stelling maak, selfs uit logika uit jou eie verstand uit, waarop beroep jy jouself? Dit kan nooit uit jouself wees nie. Selfs as jou eie verstand die hoër orde is waarop jy jouself beroep, dan beroep jy jouself op iets. En as jy 'n waarheidstelling maak, op grond van wat is daai waarheid gesag? So, ek dink, selfs as 'n ongelowige waar praat, dan behoort daai waarheid aan God. Dit kom, nêrens is daar waarheid waar God nie betrokke is nie. Dit is maar dieselfde argument oor God se soewereiniteit. Is daar 'n vry molekuule op hierdie wêreld? Want ons sou kon argumenteer, as daar waarheid is wat nie uit God kom nie, dat daar 'n vry wêreld is. Amper hier, en ek noem net die naam vir 'n verduideliking, William Lane Craig se tipe van 'n middelgrond idee, dat daar 'n middelgrond speelveld is waar almal aan kan deelneem. 'n Speelveld waar ons almal kan saam speel en ons het beheer op 'n manier of waarheid waar God inkyk en hy amper kan sien hoe ons dinge betrag en doen en daarvolgens leer om die volgende ding te doen. Dit impliseer dat daar 'n vry spasie is waar ons in kan speel en denke kan skep. Daar bestaan nie so 'n wêreld nie. Nou, okay, ek net dit sê wat ek gesê het nou laaste klink, ek moet dit sê met 'n wat sal die woord wees, met 'n dat God ons die verstand gegee het om dinge te kan gebruik. Maak ons nie robotte nie, maar nog steeds die konsep van waarheid kom van God af. Ja, mag ek daarbey aansluit? Ja. Die gedeelte in Johannes 18 wat baie belangrik is. Ek weet nie of ons luisteraars net mooi verduidelik wat die woord apologetiek beteken nie, en of ons nog daar kom nie. Jonker, kan ek gou 'n sin of twee sê? Jy mag, dalk gaan jy vir ons wysheid gee, maar ek beloof jy was te lank op verlof. Dis definitief. Maar dit gaan nie daaroor dat 'n mens verskonend is nie, maar dit gaan daaroor dat ons die geloof verdedig. Maar ons moet nie dink aan die geloof as 'n konsep of 'n idee wat los staan van Christus nie. Dit gaan oor, wat Jaco gesê het, dit gaan oor die waarheid wat gewoon verkondig word en uitgelê word. En daarom is dit belangrik dat ons moet verstaan, wat is hierdie waarheid waarvan ons praat? Is dit 'n konsep, 'n stel reëls? Is dit 'n idee wat los staan ergens? Dit is nie. Dit is die persoon van Christus. So hy sê self vir Pilatus in Johannes 18, dan vra Pilatus vir hom, is u dan 'n koning? Jesus antwoord hom, u sê dat ek 'n koning is, hiervoor is ek gebore, hiervoor het ek na die wêreld gekom, om oor die waarheid te getuig. Elkeen wie se bestaan in die waarheid gegrond is, luister na my stem. So hy sê, hy getuig oor die waarheid, en jy luister na my stem as jy die waarheid is, want onthou, vroeër in Johannes dan sê Jesus ook, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. So apologetiek is niks anders nie, as om van Christus te getuig, wat die waarheid is. Dit is dus 'n persoon, nie 'n konsep nie. En dit is miskien 'n belangrike punt om by te begin. Daar's nie hierdie wolk idee van die waarheid wat daar staan en Jesus is op 'n manier gekonnekteer daarmee of vergelyk daarmee nie. Hy is dit. Hy is die waarheid. Kom ons begin maar net daar. Ja.
Ek wil aansluit by wat julle sê en ek dink dis baie belangrik vir die luisteraars veral ook. Jy weet mense wat dalk nie in filosofie ingaan of diep in teologie en apologetiek en so, is dit belangrik om te verstaan dat ons moet hierdie besef van wat waarheid werklik is, moet ons eers begryp. En ek het dit nou so verwoord as werklikheid en waarheid in een sin. Want dit is die hele punt. Werklikheid en waarheid gaan hand aan hand. Wat jy in werklikheid sien op hierdie aarde, wat jy beleef, wat gebeur, wat is, dit is gekoppel aan waarheid, maar nie alles wat jy as waar beskou is deel van die werklikheid nie. So daar sit 'n tipe van 'n wat noem mense dit nou, 'n gaping tussen werklikheid en waarheid baie keer in mense se denke. Maar daar is so iets soos 'n absolute waarheid. En hoe kan ons dit weet? Wel, dit is eenvoudig en dis 'n logiese argument. Ek gaan dit probeer verduidelik aan die hand van 'n voorbeeld. As jy sê vuur kan nie brand nie en jy vat aan die vuur, dan gaan die werklikheid jou anders oortuig. Hoewel jou waarheid dit nie vir jou gesê het nie. So dan was daar fout by jou interpretasie van waarheid. So ons moet dit baie mooi verstaan dat die werklikheid en die waarheid gaan hand aan hand en daar is 'n absolute waarheid. Want ons almal lewe binne in hierdie skepping wat is, wat werklik is. Dis nie 'n illusie soos wat sommige gelowe of godsdienste glo nie. Dis ook nie net 'n relatiewe waarheid soos wat party mense beweer nie. Daar is waarhede en dan is daar 'n absolute waarheid. So ek dink maar net dit is wat ek inleidend wil sê oor dit. Jaco, jy wil graag iets noem? Ja, ek wil dit so 'n bietjie wyer trek want ek dink dis net belangrik dat dit is baie belangrik wat Mannix gesê het en dat die persoon van waarheid Christus is. Jesus het gesê die Satan is die vader van die leuen. Goed. Kom ons illustreer dit bietjie wyer. Jy kry wetenskap en dan kry jy pseudowetenskap. Wetenskap observeer die natuur en die skepping en dit werk eintlik vanuit God se waarheid. Want as jy byvoorbeeld mediese wêreld werk uit die wetenskap wat hulle observeer en dinge doen en hulle doen waarheid rondom dit deur die prosesse wat hulle ontwikkel, die genesing wat hulle doen, dieselfde vir gewone wetenskap. Maar die oomblik as jy beweeg weg van uit God se waarheid uit, ons observeer sy skepingswêreld. Hy het dit vir ons gegee sodat ons dinge kan doen soos die mediese wetenskap of die gewone wetenskap of wat ook al wat gebaseer is op logika. 1 + 1 is gelyk aan 2. Die ateïs kom sê ons is onlogies. Hulle is logies. Dit is teenstrydig met die waarheid want die ateïs baseer alles wat hy sê rondom iets wat uit niks kom na 'n volledige wêreld toe. Dit is onwaar. Dit is 'n onlogiese argument. Ons praat van 'n skepping wat logies is, wat gebaseer is op God wat skep. Dit is logies, dit is bewysbaar selfs. Dit is argumenteerbaar. Dit is ware logika. En pseudowetenskap wat maar baie soos ateïsme werk, wat eintlik maar 'n godsdienst is, argumenteer filosofie uit die leuen uit. So ek wil net die konsep van waarheid bietjie wyer trek om te wys dat selfs die ongelowige wat hom in wetenskap bevind, forme van wetenskap werk met die skepping en ons dit kom uit Psalm 19 en Romeine 1 en alles werk met God se waarheid. Ja. En as jy enigiets produseer uit waarheid wat God se wêreld is, en selfs iets soos wetenskap, 1 + 1 is gelyk aan 2 is 'n logiese argument. Dis waarheid, dis God se waarheid. Ja. Dit is gebaseer op wat God vir ons wys in sy wêreld. Ek wil nou nie vooruit hardloop nie, maar so is een van die benaderings sal dan tipies sê as 'n ateïs sê 1 + 1 kan nie 2 wees nie, want dit is nie waar nie, dan is want niks is waar nie, dan is sy stelling ook nie waar nie. Ja. Jy weet so dan sit jy alles is 'n illusie, niks is werklik nie. En dit kan tog nie wees nie. Nou sit jy weer by die oosterse
godsdienste van Hindoeïsme, waar alles 'n illusie is. Goed, ek weet nie of julle kan ons bietjie nader gaan aan die vraag, hoe ken ons waarheid? Nou, Marnix het nou baie mooi uit Johannes, was dit nou Johannes? Ja, Johannes 18, nee. Waar Pilatus vra, wat is waarheid? En dan wys hy hom op homself. Hy is die waarheid, soos wat ons ook weer die sê, want hy openbaar vir ons hoe die werklikheid en die waarheid met mekaar versoenbaar is en moet wees. So, maar hoe ken ons waarheid? Ons het nou eintlik gesê daar is absolute waarheid. Waar pas sonde in by waarheid en hoe ons waarheid ken? Ja, ek wil net een treukie teruggee, want sonde is die hele probleem natuurlik. Sonde is die hele rede waarom ons nie van nature by die geopenbaarde waarheid uitkom nie. Maar ek wil net een tree teruggee en dit antwoord die vraag rondom sonde, maar dit help ons dalk net om mooi te verstaan waarom jy spesifiek hierdie vraag vra. So Paulus sê in Korintiërs baie duidelik, hier nadat hy van hoofstuk 1 af gepraat en dan kom hy hier in die latere hoofstukke, dan praat hy oor die misterie en hy wy groot hoofstukke in Korintiërs aan die misterie van God. Die prediking, sê hy byvoorbeeld, is nie woorde wat in menslike wysheid gebring moet word nie, maar deur die krag van die Gees, die krag van die evangelie self, die krag van Christus as gekruisigde. En dan gaan hy verder en dan verduidelik hy dat hierdie evangelie van die gekruisigde Christus is 'n dwaasheid vir die mensdom. Dit is nie wysheid nie. Dit bots met die filosofie, die denke, die natuurlike denke van die natuurlike mens. Dit is iets wat vir die natuurlike mens absurd klink. Dit is nie iets wat hy dink hy dink nie dit is 'n aantreklike boodskap nie. Inteendeel. Meer nog, Paulus sê, nie net is dit 'n onaantreklike idee van ons is in sonde en ons het die lam van God nodig om ons te red van ons sonde en die ewige lewe kom deur geloof in Christus, die evangelie boodskap. Nie net is dit onaantreklik vir die wêreld in sy dwaasheid nie, maar dit is ook iets wat ons nooit self kan ontdek nie. Jy kan dit nooit met jou eie redenasie en vermoë vind nie, of uitdink nie, of daarmee in kontak kom nie. So die primêre wat vir ons belangrik is om te onthou is die waarheid, die misterie van die evangelie moet geopenbaar word. Dit moet van God geopenbaar word. Anders kan ons dit nie ken nie. En ek kom nou terug na jou vraag, Jonker, oor sonde. Want sonde is juist die rede waarom ons nooit die waarheid geken het nie. En daarom moes God die waarheid, Christus, na die wêreld gestuur het en hom aan ons geopenbaar het, sodat ons die waarheid kan ken. Want as hy dit nie gedoen het nie, dan sou ons in ons sonde nooit die waarheid kon ken of kon sien of kon weet of ontdek nie. Die misterie moes vir ons gewys word. So dis die wonder van die evangelie, dat dit is 'n volkome heilige goddelike boodskap wat na ons toe kom. Ons gaan haal dit nie. Ons skep dit nie, ons fabriseer dit nie. Dit moet na ons toe kom. En dis hoekom die fundamentele van apologetiek ook, dit gaan nie oor 'n botsing van argumente nie, maar die fundamentele van apologetiek wat ons moet onthou is dat die Heilige Gees die waarheid aan iemand moet openbaar. Dit gaan nie daaroor dat jy net die regte argumente moet hê om iemand te oortuig nie. Natuurlik moet ons werk maak daarvan om skerp argumente te hê. Maar jy gaan nie iemand wen, wil ek sê, net deur argumente nie. Hierdie is 'n werk van die Gees wat die misterie moet openbaar, die misterie van Christus in die hart van 'n sondaar moet openbaar. Anders is hy verlore. As al ons apologetiese projekte daarmee. Ek dink jy slaan nou die spyker baie mooi op die kop, maar niks, want dis presies waarom ons begin nie met die benaderings nie, maar begin met hierdie gesprek van vrae.
Want die sonde is die groot probleem soos jy sê. En van die benaderings veronderstel dat die mens deur logika of deur redenasies of deur argumente tot die lig kan kom, van die verstaan tot geloof kan kom. En dit moet mens baie mooi duidelik maak. Ek het eendag op 'n stadium toe hoor ek 'n predikant sê dat apologetiek is boos, want dit maak dis 'n dwaling eintlik, omdat die skrif leer dat net die Heilige Gees kan oortuig en so dis juist die slegte naam wat apologetiek ook kan hê wanneer jy met die verkeerde benaderings sit. Maar dit verander nog steeds nie die verantwoordelikheid wat ons het, soos jy sê, om alles in ons vermoë te doen. Paulus sê op 'n stadium, as hy kon, dan sou hy hulle oortuig het. Hy doen alles in sy vermoë om hulle te probeer oortuig. Daardeur sê hy nie hy wil die Heilige Gees oorheers nie, sy werk oorheers of oorvat nie. Hy probeer net sê ons moet daardie werk doen, want daar is klomp dwalinge in die wêreld en ons wil graag daardie dwalinge uit die weg uitruim in die gedagtes van mense, sodat ons die evangelie kan verkondig, suiwer by hulle kan uitbring. So dis hoekom ons sê dit is so belangrik om te weet van die verskillende benaderings wat daar is, want party benaderings kan jou regtig laat dink dat die mens die oortuigingswerk doen en dat dit net 'n klomp argumente is in 'n bekleierery. Dis allermins die geval. Maar ek dink dit lei ons nou na daai as ek dit nou mag saamvat, dan kan ek maar net sê daar is nie daar is 'n verband tussen geloof en rede, maar die vraag is, waar pas die sondeval by dit in? Kan ons net redeneer en logiese antwoorde soek vir alles sonder geloof? Jy kan nie, maar jy kan ook nie alles net op 'n geloof plaas nie. Daar's 'n benadering daar's 'n benadering wat ek sê, dit gaan net oor geloof en ons kan geen argumente voer nie. Dit gaan maar net oor geloof en dit is ook weer vals, want die Here het vir ons die kapasiteit gegee om ook op grond van sy woord en waarheid te argumenteer. Jaco? Jonker, ekskuus. Dink ek het jou oorgeslaan. Nee, geen worry, dis maar apologetiek het so gewoond om dit te doen. Slaan seker goed oor. Nee, ek grap net. Wil jy argumenteer daaroor? Dis 'n onwaarstelling wat ek nou gemaak het. Bybelse apologetiek doen dit nooit. Strooi man. Ja, ek wil sê oor waarheid. Dis wel belangrik dat ons net ook, ek dink die definisies en die kategorieë 'n bietjie goed stel, want anders verloor ons sekere dinge oor waarheid. Kyk, ons moet praat oor algemene waarheid, algemene openbaring, en ons moet praat ook oor spesiale openbaring. As ons oor waarheid praat. Dis waar. So wat beteken dat almal neem deel, die ongelowige is ook betrokke in algemene openbaring en algemene genade ook. En God se algemene genade laat hy toe dat mense deur algemene openbaring wetenskap bedryf. Waar het ons baie goeie dinge kry, tegnologie. En dis ook waarheid. Dit is ook God se waarheid. Maar wanneer ons kom by om God te ken, so ek meen ons gaan net 'n bietjie praat oor die posisies, maar so as ons praat van ken van God, die woord ken van God is daar ook twee begrippe. Dan praat ons van ken van God, soos Romeine 1 praat, maar ons praat van verbondskennis van God. Dis 'n ander konsep. Beide is in waarheid betrokke. Die een is algemene openbaring, die ander is spesiale openbaring. Die een is betrokke in algemene genade en die ander is betrokke in spesiale openbaring. Om God te ken, na sy wese, wie hy is, moet jy Christus ken. Dis spesiale openbaring. Dis ook in waarheid, maar dis waarheid in verhouding en in verbondsverhouding met God. So ek dink ek wil net hierdie konsep stel, want as ons werk met die konsep van waarheid, moet ons dit bietjie wyer trek, want dan kan mense byvoorbeeld in jou apologetiek gaan jy nie antwoorde hê vir alles nie. En in ons geloof is tog om antwoord te gee vir alles. Okay, ja, baie spesifiek vir die hoop. Maar ongelowiges kan na jou toe kom en vir jou sê, so as jy so argumenteer, so wat nou argumenteer, beteken dit, kom ons gooi die wetenskap weg. Dit het nie meer plek in konsep van waarheid nie. En om dit reg te definieer, dan sê ons nie, dis hoe dit werk.
Jy maak 'n uitstekende punt as begronding voordat ons by die benaderings bietjie gaan uitkom. Ek dink mens moet op hierdie punt van die episode dalk besef, daar is baie aspekte wat genoem moet word, wat 'n effek het op die verskillende benaderings. Dis nie so eenvoudig nie, jy het wetenskap genoem. Wat is die rol van wetenskap? Jy weet, dat jy dinge kan ken in die algemene openbaring van God. Romeine 1 het jy genoem, so net vir die luisteraars terwille van hulle. In Romeine 1 staan dat die mens is geskape na die beeld van God en uit hulle so geskape dat hulle hom kan ken. En so jy kan God ken omdat jy geskape is na sy beeld. Met ander woorde, jy kan jouself nie verontskuldig en sê daar is nie 'n God nie. Ja. Maar ons weet uit die gereformeerde geloof en leer dat jy kan God nie in 'n verbondskennis ken. In 'n daai persoonlike verhouding waar jy tot saligheid kom. Nie deur sy algemene openbaring nie, as gevolg van die sondeval. So dit maak dit moeilik en dis hoekom daar verskillende benaderings is, want daar is 'n tipe van 'n nuansverskil tussen die benaderings oor hoeveel gewig gee jy aan die algemene openbaring, hoeveel gewig gee jy aan die besondere openbaring en die Heilige Gees alleen wat kan oortuig van sonde en verlorenheid. So dit is baie goed, dankie Jaco. Marnix, ek sien jy wil ook iets sê. Net om daarbey aan te sluit, as ons, baie van ons gereformeerdes het groot geword in katekisasie en dan leer ons van skriftuur en natuur, so ons leer van hierdie twee boeke van Openbaring. As ons dit so kan sê, die Here praat deur die natuur met ons en hy praat deur die skriftuur. En ons kan hom ken deur die natuur, maar ons kan hom nie volkome ken nie, ons moet hom deur die spesiale openbaring, deur die skriftuur moet ons hom leer ken. Dis wat julle nou verduidelik het. Maar ons net iets belangrik rondom die natuurlike openbaring of die openbaring in die natuur van God. Wat ek dink wat Bavink vir ons wys, wat vir ons luisteraars miskien baie goed sal wees, is ons dink baie keer God openbaar homself deur die natuur en dit beteken as iemand kyk na 'n blommetjie dan sien hy dis 'n mooi blommetjie, so daar is 'n intelligente ontwerper en dit is uit die aard van die saak so. Dit is wat ons kan sien uit die skepping, maar daar's 'n belangrike aspek wat Bavink uitlig wat belangrik is in apologetiek. En dit is dat God ook in die gewete van die mens werk. En nou praat ek van die gelowige en die ongelowige. En dis belangrik van in die apologetiek want dit beteken as jy na 'n ongelowige toe gaan, dan gaan jy nie na iemand toe asof hy 'n leë bladsy is nie. Selfs al is hy 'n ongelowige, het God hom geskape met 'n gewete. En Romeine 1 sê vir ons baie duidelik dat God werk en ander dele in Romeine, God werk met die gewete van die ongelowige. Hy openbaar homself dus in die natuur, in die skepping en die onderhouding en die gewete van die heiden ook. En dan sê die Dordtse leerreëls vir ons, hierdie lig van die natuur wat die mens het in ons behoue gebly selfs na die sondeval, maar daai lig van die natuur is nie genoeg om ons tot saligheid te bring nie. En dis die skakel waar die apologetiek inkom. So in die apologetiek, dan spreek ons met die mens wat alreeds doenig is met die natuur en die Godsopenbaring in sy gewete. En ons wil hom bring tot die meer volkome openbaring vanuit die spesiale, die skriftuur. So, belangrik vir ons om raak te sien en te besef, as jy na 'n ongelowige of hoe jy dit ook al sou wou beskryf, as jy na iemand toe gaan wat nie 'n Christen is nie, dan gaan jy nie na iemand toe wat hoegenaamd niks van God weet nie. Al sê dit. Want die skrif sê anders. Die skrif sê hy het 'n gewete en God het iets in hom ingeplant. Romeine 1 is baie duidelik. So, ek dink ook dit help ons in ons apologetiese pogings om te weet dat God alreeds in die mens iets ingeplant het, 'n bewustheid van hom ingeplant het. Let wel, ek wil net onderstreep. Ja. Hierdie lig van die natuur of hierdie bewustheid van God, hierdie vonkie waarvan Calvin ook gepraat het, is nie genoeg om iemand tot redding te bring. Ek wil dit net onderstreep. Dit is korrek. Dit kan jou nie tot saligheid bring. Goed, so dit is nou, ek dink baie mooi saamgevat.
En ons dis juis hoekom ons in die apologetiek praat hulle van die punt van kontak, die point of contact. Watter is daar neutrale grond tussen jou en die ongelowige? Want onthou 1 Petrus 3 sê jy moet rekenskap gee van die hoop wat in jou is aan almal wat jou vra. Dis gewoonlik ongelowige wat vra. So dit is waar die onderskeid nou lê. Hoe praat jy met 'n ongelowige en tot watter mate moet jy gebruik maak van die openbaring van God in die natuur? Tot watter mate moet jy gebruik maak van daardie ongelowige se, kom ons sê, saad van die geloof waarvan jy nou gepraat het, dat hy 'n bewustheid het van God se bestaan, en tot watter mate kan jy eintlik hom glad nie oortuig nie. Nou goed, met dit in gedagte dink ek ons moet nou so 'n bietjie inspring na die verskillende benaderings toe, en ek wil die luisteraars aanmoedig om nou baie mooi te luister, krities te luister, want dit is baie tegnies. Maar ons gaan natuurlik in 'n voëlvlug deur dit gaan. Ek dink nie eers dit is eintlik die moeite werd om in 'n episode stil te staan by elkeen van dit, maar ons gaan dit nou nie doen nie. So in kort is daar 'n paar hoofbenaderings wat 'n mens kry. So die benaderings wat ons graag uitlig is maar die hoofbenaderings. Jy kry die klassieke apologetiek. Nou dit kom maar uit die 11de, 12de eeu. Dit is maar die oorspronklike apologetiese metodes. Ek sê nou dit kom uit die 12de, 11de eeu, Thomas Aquinas en daai ouens, maar ek bedoel dit is eintlik wat al in die skrif kan jy ook sulke tipe argumente sien. Dan kry jy die bewysstuk apologetiek. Dit is baie meer bekend vir die luisteraars dalk om 'n Engels woord te gebruik, evidential apologetics. So dit is 'n baie bekende been van apologetiek wat veral in Amerika en op die sosiale media nogal gebruik word. Bewysstuk. En dan kry jy die voorveronderstellingsapologetiek. Dit is min of meer waar die gereformeerdes, dis die gereformeerde skool, as mens dit so kan stel. In Engels word dit genoem die presuppositional apologetics. So dit is voorveronderstellings wat geneem word en dit is jou vertrekpunt vir apologetiek. Daar is selfs ander wat dit noem covenantal apologetics. En dan kry jy natuurlik 'n paar ander wat ons sommer vandag vir 'n bonus ingooi, is die gereformeerde epistemologie. Nou epistemologie gaan maar oor die wetenskap van kennis. So dan daar 'n gereformeerde vertrekpunt is om kennis mee op te doen. En dan is daar ek dink ek trek nou al by 4, 5de een is dan 'n kombinasie van 'n benadering waar sekere apologete 'n kombinasie van die verskillende metodes gebruik. En wat ook dan geldig en sinvol kan wees. Goed, so kom ons begin deur net te praat oor die eerste een, 'n klassieke apologetiek. Soos ek gesê, dit is die kom ons sê die oudste een, dis hoekom hy klassiek genoem word. En wat hier veral voorop staan is dat jou kennis, jou rede, jou logika kan jou na God toe lei. So wat hulle dan gewoonlik in die benadering doen is, hulle probeer bewys dat God bestaan, die skepper God, theïsme, en dan beweeg jy oor na Christendom toe. So dit is min of meer waarop dit berus, en dan wat ook veral beklemtoon word is natuurlike teologie en filosofiese argumente. Nou daar is verskillende argumente, maar niks, jy het een genoem van die intelligente ontwerper. Nou hy sal tipies sekerlik hier val, onder andere. Ek weet nie of julle dan verder wil gesels nie. Nee, ek dink jy's op 'n goeie spoor. Ek dink dit help dat mense dalk net eers 'n prentjie kry van die verskillende beskouing. Maar dit is soos wat jy die episode begin het, jy gesê ons is geneig as gelowiges om mekaar maar so 'n bietjie aan die nek te gryp oor verskille.
wat daar tussen ons is, en dit is juist waar dit waar die verskille lê, is ons beskouing van hoe ons die apologetiese benadering doen. So ek dink dit help om net 'n breë prentjie te kry. Ja. Ja. Goed, Jaco, jy iets wil sê? Ja, kyk, klassieke apologetiek werk hoofsaaklik van die basis af dat daar 'n neutrale grond is waar ons mense kan ontmoet en saam kan argumenteer oor die waarheid en waar ons dan hierdie argumente vir God kan maak. En so 'n mens met daai saak bietjie beredeneer en vra, is daar iets soos neutraliteit? Is daar hierdie algemene grond waaruit ons met iemand kan praat en ons kan met iemand redeneer vanuit die konsep uit, as ek genoeg argumentering op die tafel kan neersit, kan ek hierdie persoon oortuig God bestaan. En ek meen, dit is waar ons hier ook dan, as ons nou die prentjie van algemene openbaring en spesiale openbaring inbring, moet ons hier begin praat, sodra ons daai tipe manier begin redeneer, praat ons van kennis van God op 'n ander vlak. En is hier waar die ongelowige waarheid begin teenstaan. So, ja, hy kan sien uit die skepping uit daar is 'n God, maar in sy sondigheid onderdruk hy daai waarheid, sê Romeine 1. Hy redeneer dit weg, hy ontken dit. Selfs al doen hy wetenskap in waarheid, sodra hy beweeg na daai vlak toe waar hy 'n grens oortree van persoonlike kennis van God, onderdruk hy dit, dan begin hy dit wegredeneer. Dan gebruik hy, en ek dink dit is ook hier waar, ja, ons sal net 'n bietjie by Priestap inkom, maar waar hulle argumenteer dat om enige redenasie te kan toepas, gebruik jy die instrumente van God. So jy kan nie eintlik redeneer vir waarheid buite God nie. Jy gebruik God se eie konsepte, God se eie instrumente, om selfs die waarheid te probeer weerlê. Dis die ironie van dit. Om terug te kom by die punt wat ek reg in die begin gesê het, waarheid is God. En jy kan selfs 'n waarheidsargument gebruik om God in jou verdwaaldheid en verdwaasdheid te probeer wegredeneer, sonder om te besef, soos van die teoloog gesê het, jy is besig om God se eie asem in te haal om te sê hy bestaan nie. Korrek. So dit is ietsie bietjie oor die klassiek en bring bietjie iets anders ook in, maar dit is die groot ding van klassieke apologetiek, is dat daar is 'n plek waar ons met mense neutraal kan praat. Wat ek persoonlik sou sê, Ja, vanuit die skrif, is dit nie, ek is versigtig om enige standpunt hier as verkeerd af te maak, maar kom ons sê, dit is 'n kritieke punt van hierdie benadering. Ja. Kyk, maar mens kan daarom sê, die kritiek is, ek het aan die begin gepraat van natuurlike teologie, en dit is juist soos jy het nou mooi verduidelik het, die mens sit binne in die skepping van God en gebruik die skepping as instrument om te praat met die ongelowige oor God, en dat God ons so geskaap het, soos Romeine 1 sê, dat jy vanuit daardie vertrekpunt alreeds met ongelowige kan praat. En dan kom daar allerlei argumente, logiese argumente, en natuurlik is die kritiek is dan dat daar te veel staat gemaak word op die menslike vermoë om te kan redeneer en om daardeur klaarblyklik tot geloof te kan kom, en dit hou nie reken met die sondeval en die mens se sonde, soos Marnix het mooi gesê, daar die vonkie van die beeld van God is nog daar, maar dit kan nie gebruik word om die mens te oortuig van sy sonde en tot verlossing te kom nie. So die tipiese argumente wil ek vinnig net uitlig, dan gaan ons oor na die volgende punt toe. Wat jy hoor, ons het gepraat van die intelligente ontwerper argument, so met ander woorde, as jy kyk na die blommetjie, soos Marnix gesê, dan weet jy, daar moet iemand wees wat dit ontwerp het, want dit kan nie van self so wees nie. Daar's die kosmologiese argument wat sê dat alles het 'n begin gehad, so daarom moet dit ook 'n oorsaak hê. So dit handel baie oor oorsaak en gevolg. So selfs die skepping moes 'n oorsaak gehad het, en iemand moes daar die eerste oorsaak wees wat die skepping tot beweging gebring het, jy weet, in geskaap het. So daar die eerste oorsaak is, met ander woorde, dis God in hierdie argument. Daar is ander argumente, hulle noem dit 'n teleologiese argument. Jy kan teleologies is maar 'n tipe van 'n Griekse afleiding wat op doel dui. So jy die argument dat alles
is geskape met 'n doel, en daarom moet daar ook 'n ontwerper wees, want net mense wat iets of wesens wat goed ontwerp kan iets met 'n doel skape. So daarom weet ons daar moet 'n God wees. Dan is daar 'n baie bekende wat ook gebruik word is die morele argument. En dit is baie belangrik in tye van vandag, veral om met mense te praat wat nie in God glo nie, waar daar 'n groot skeiding is tussen jy weet vanweë sekularisme dalk, tussen wat ons glo as waar en wat die wêreld glo as waar, en dan het jy baie keer die morele argument om te sê maar daar is 'n objektiewe morele waarheid, want dit is in God gesetel. So omdat daar objektiewe moraliteit is, almal weet dis verkeerd om dood te maak, dan moet daar ook iemand wees wat die wet gegee het, dat jy nie moet doodmaak nie. So dis die morele argument, en dan is daar die natuurlik die ontologiese argument, wat maar basies sê dit sluit baie aan as ek dit reg het met alles het 'n bestaan en alles vind sy bestaan ook dus uit God. Maar dit is in kort die klassieke benadering, en wat ons veral ek het aan die begin gesê mense wat mens kan dink aan is Thomas Aquinas, en baie van hierdie apologete wat ook in die laaste paar dekades bekend geword het, William Lane Craig, Norman Geisler, en dan 'n baie bekende gereformeerde is R.C. Sproul, wat homself baie sterk uitgespreek het as klassiek. Goed, ek weet nie, kan ons oorgaan of wil iemand nog iets sê? Ja. Nee, weer soos ek aan die begin gesê het, ons gaan, as ek reg is, 'n volgende episode hê waar ons 'n bietjie meer gesels oor 'n gereformeerde benadering. Ek dink die doel van hierdie episode sal goed wees omdat ons net eers die breë spektrum sien. Korrek. Ja, ek wil net ietsie kortliks by, so ek dink tog baie belangrik is oor die argumente wat jy genoem het. Mense moet nou nie dink of luisteraars moet nie dink omdat mense nou sê, okay, klassiek het 'n probleem en die probleem is neutrale grond, dat die argumente ongeldig is nie. Die is Bybelse argumente, maar wat is jou vertrekpunt wanneer jy met die goed werk? Dis waar die verskillende benaderings inkom. So al hierdie argumente, ontologiese, kosmologies, dis morele argument is als Bybels. Ek meen dit Romeine 1 en 2. Maar wat is die vertrekpunt as jy hierdie argumente gebruik? Dis waar die onderskeid kom tussen die verskillende. Korrek. Ja. Goed. Dan gaan ons oor na die evidentialist, die bewysstuk apologetiek. Nou, dit is eintlik voor die hand liggend, dit sluit baie nou ook aan by die klassieke benadering, en dit gaan daaroor dat jy kan die geloof verdedig vanuit bewyse, gewoonlik argeologiese bewyse, feite, wat waar is, en omdat dit waar is, moet Christendom waar wees, en Christus se opstanding. Ek weet nie of julle daaroor wil iets sê nie. Ja, ek dink net die punt van die beskouing is dat 'n mens beweeg dus sterk vanuit die empiriese data wat verkry word. So dit, om aan te sluit by wat Jaco gesê het, dit gaan oor vertrekpunte, en hier lê die klem lê op wat kan empiries vanuit bewysstukke vir ons lei tot by Christus. Ja, dis heeltemal korrek, en ek dink daar's baie groot waarde daaraan in argumentering, maar dit het leemtes ook. Byvoorbeeld, wat waar is byvoorbeeld, as jy nou weet, die Bybel het gesê, Jesus het opgestaan, dis bewys, sy graf is leeg, hy het opgestaan, dan weet ons, sy opstanding is werklik, dit getuig van die Bybel, en jy sien dit ook in die skrif, hy sê vir sy disippels, dit gaan gebeur, en dit het gebeur, en dan weet hulle dit het gebeur. Hy wys ook by wyse van wanneer hy aan hulle verskyn, dan sê hy, kyk, voel aan my hande en my heupe, en dit is bewysstukke dat hy opgestaan het. Maar dit kan ook 'n gevaar wees wanneer jy in so 'n argument betrokke raak en byvoorbeeld sê, kyk al die manuskripte in die Nuwe Testament, hoe kan dit wees dat dit menslik geskrifte is?
dit moet van God af wees. Daar's baie subjektiwiteit aan dit. So dis maar bietjie die kritiek. Jaco? Kyk, bewysstuk apologetiek is baie dieselfde as klassiek. Dit werk albei van 'n neutrale grond af. Dit gebruik net verskillende bewyse. Jou klassiek gebruik filosofie, filosofiese denke, die ontologiese argumente, morele argumente, als filosofiese argumente. Jou bewysstuk gebruik historiese data. Jesus se werklike bestaan, die wonderwerke wat hy gedoen het, wat bewys kan word, opgrawings. So dit is baie dieselfde, hulle skei net in die inligting wat hulle gebruik. Met ander woorde, klassiek beweeg vanaf theïsme, God bestaan na Christendom en evidential of bewysstuk beweeg weer terug. Christendom is waar, daarom bestaan God en is hy waar. Maar dit gebruik twee forme van, kan ek sê, bewyse, maar die middelgrond is nog steeds die een bewysstuk sê, kom ons kyk na die historiese data en kom ons kyk waantoe neem ons dit. Daar word die neutraliteit. So die beginsel is, ek kan met jou begin praat oor Jesus se sterwe en ek kan jou bewys daar was 'n duisternis. So kom ons kyk waantoe lei ons dat Jesus bestaan. So nou moet jy in hom glo. Ja. Goed, ek gaan oor na die voorveronderstellingsapologetiek. Ons hoef nie baie hierop in te gaan nie. Ons gaan volgende week baie dieper kyk daarna. Maar ons moet dit tog noem, dit is die gereformeerde benadering in die algemeen, en dit het natuurlik ook gekom deur die persoon Cornelius van Til en sy opvolgers, Greg Bahnsen, sy studente, John Frame, daar's nog 'n paar ander ook, Scott Oliphant en dis meer, almal binne die gereformeerde tradisie vandag, wat dan leer, op grond van wat Cornelius van Til geleer het. Nou daar's baie kritiek teen Cornelius van Til se benadering. Ons gaan dit nie hier hanteer nie, vandag nie. Ons wil net uitlig presies wat is voorveronderstellingsapologetiek. Nou die beginsel, soos ons aan die begin gesê het, net God se gees kan mense oortuig, so jy moet veronderstel dat God bestaan vir jou om te glo in God. As ek dit nou so kan stel, ek hoop my formulering is mooi. Maar dit is ook die kritiek wat teen dis een van die hoofkritiekpunte teen voorveronderstellingsgeloof is dat dit 'n subjektiewe sirkelredenasie is, want jy vat alreeds die gevolgtrekking dat God bestaan en jy sê dit is die rede vir sy bestaan. En daarom word mens beskuldig daarvan dat jy bewys nie eintlik God hierdeur nie. Maar ons sê, God is die skepper en sonder sy skepping en sonder die werklikheid dat hy bestaan, kan jy nie God probeer bewys of in hom glo nie. Jy moet glo hy bestaan. So dis in kort wat hierdie benadering sê. Wil julle dalk iets uitlig, Jaco of Marnix? Net kortliks, Jonker, ek dink mens moet dalk net noem by die voorveronderstellingsmetode. Dit gaan daaroor dat 'n mens jy redeneer vanuit dit wat reeds geopenbaar is. So ek dink nie dit gaan noodwendig daaroor dat 'n mens dat die ander persoon 'n gelowige moet wees nie, maar dat ons, wanneer ons met 'n ongelowige werk, dan werk ons vanuit die voorveronderstelling van wat reeds in die skrif gegee is. Waar die ander wat jy nou uitgelig het, gaan partykeer eers na die bewyse, ander gaan na die historiese data, ander gaan na die logiese beredenering, dit wat ons in die natuur kan sien, of wat ook al, terwyl die voorveronderstellingsmetode gaan onmiddellik na die geopenbaarde, die skrif. Dis presies wat ons aan die begin gesê het, ons beklemtoon absolute waarheid kom van God af. Jy kan nie sonder God sy skepping of sy skepsels probeer bewys nie. Jaco? Dis reg. Ja, kyk, in die breë trekke, kom ek sê in die mens meer gefokus praat, dan kan jy nou kritiek uitspreek as jy wil, maar in die breë trekke sou ek sê voorveronderstellingsapologetiek verreken die beste, die Bybelse beginsels en die Bybelse waarhede.
die konsep van die totale verdorwenheid van die mens. Dit is die apologetiese metode wat dit die beste verreken. God se bestaan en die argument dat dit 'n sirkelredenasie is. Moses vra vir God, wat moet ek vir die volk gaan sê, wie is hy? God sê, ek is. Ja. Is dit nie ook 'n sirkelredenasie nie? So, God kom nie na jou toe en hy kom redeneer met jou oor homself nie, selfs nie na die ongelowige te nie. Dis wat Romeine 1 ook vir ons sê. So dit beredeneer die feite van die skrif met sy leemtes, met sy kritiek wat jy kan uitspreek, net die beste. Dit verreken God se algemene openbaring en sy spesiale openbaring die beste, want daar bring dit vir ons by die punt, praat van ken van God en verbondsken van God, wat voorveronderstellingsprogetiek vir ons duidelik ook leer. Ek persoonlik vind baie vermoë, dit is dalk 'n verkeerde woord, krag en vermoë, en die Engelse woord is boldness, in die voorveronderstellingsapologetiek. Ek kan met ongelowige praat vanuit hierdie raamwerk van die konsep waarvan ons nou gepraat het, sonder, ek raak nie in vertwyfeling en 'n gespin van redenasies met 'n ou nie, want ek weet wie hy is, ek weet wie ek was, voor ek was waar hy was, en ek kan met die grootste oortuiging vir hom sê, God is. En van hom sê, hy is 'n sondaar in sy totale verdorwenheid, dis hoekom hy nie God ken nie. Jy weet, so, het is baie kort, maar as ek nog baie om te sê, maar ek kan net in kortliks weer opsom, en dit is vir my die apologetiese metode wat die skrif die beste verreken. Natuurlik is dit by 'n naam. Ek meen, ons praat hier van 4 bokse, as ons nou so wil redeneer. Dis mense wat goed in bokse gesit het, en dit is soos ons, dit is nou maar menslike dinge, maar daar is skrifbeginsels binne dit. So, as ek wegbeweeg van alles by die naam spesifiek, en mense, en ek kan kritiek uitspreek teen Barnes en Van Til, kom ek nog steeds nou terug na die punt toe, hierdie verreken die skrif die beste. En dit is goed. Beginsels die beste. Ja, dis, ek dink jy stel dit mooi, julle altyd stel dit baie mooi. Ek dink in kort kan ons sê, God hoef nie bewys te word nie. God openbaar homself. Hy het nie Genesis 1 vers 1 begin nie met waar kom God vandaan nie. God het geskape. Dis wat jy moet weet. So ek dink dit is die punt van hierdie hele benadering, as ek dit nou kort kan sê, daar's baie om te sê nog natuurlik. Jonker, en die ongelowige Ekskuus, net ietsie, net om te illustreer. Ons het vroeër gepraat oor die morele argument. Ek gebruik baie graag die morele argument, maar vanuit voorveronderstellings. En ek voel so bekragtig as ek met ongelowige praat. Ek weet, hy weet. Maar ek kan ook vir hom sê, jy ontken dit, want jy is in jou sonde. Dit is 'n geweldige, kragtige redenasie. Dit vat die onus van jou af. Met baie van die ander benaderings is die onus op jou. Jy moet geweldig slim redeneer en praat, en ek weet nie wat alles toepas nie. Ja, dis waar. Dit sit al die onus, dit vat uit jou uit. Jy weet wat die waarheid is, wat God vir jou gesê het. Jy gebruik daai waarheid wat God vir jou gesê het as instrument, en jy sê dit vir 'n ongelowige, en in dieselfde asem weet jy, God kan hom ruk net daar waar hy is. Hy kan redeneer soos hy wil. God kan hom net daar omdop. So dis 'n baie kragtige instrument. Ja, nou goed, laat ons nou nie hierdie pragtige benadering vooruit hardloop nie. Ons wil graag weer hoor wat verder oor hierdie benadering dieper hoor volgende keer. Maar ek gaan daardie bonusvrae wat ek of die bonuspunte wat ek vir die luisteraars gee, vinnig aanspreek, en dit is die gereformeerde epistemologie. Dit gaan basies, kom ek sê so, die persoon wat veral bekend daaroor is Alvin Plantinga. Hy skryf ook baie filosofies van aard, maar baie logies en reg ook, en 'n gereformeerde. Dit is hoekom die naam gereformeerde epistemologie is, maar en dit beklemtoon juis daardie saad van die geloof wat in die mens is, waarmee hy geskape is na die beeld van God, en om van daardie vertrekpunt af te werk, dat jy met die mens kan werk. Dit is jou kontakpunt met die mens, om met hom te praat, en daarom kan jy ook met rasionele argumente na hom toe kom.
So dit is maar net iets wat ek wou noem, dat daar is so 'n benadering, en dan die laaste een is die kombinasie benadering, waar verskillende van hierdie voriges wat genoem is, kom ons sê maar die beste van dit gebruik word, en weer eens hierdie verband tussen geloof en rede in die regte verhouding probeer gestel word. Iemand wat veral bekend is daar is Francis Schaeffer. Hulle maak ook baie gebruik van logiese argumente. Met ander woorde, maak dit logies sin. Is baie keer induktiewe argumente, maar maak dit sin? Is dit, ek kry nou nie Afrikaans vir, is samehangend, is dit samehangende argumente, pas dit in by die werklikheid? So daar's baie nut om ook gebruik te maak van so iets. Enige iets van julle kant af? Nee, dankie. Het my laaste argument julle stil gemaak? Kom ek sê net so, ek vind in vergewe my opmerking, maar ek vind kombinasiebenadering so bietjie doelloos, want ek dink jy kan dit doen in enigeen van die ander benaderings ook. So ek dink dis meer net om 'n naam te gee, om die vlamme bietjie stil te maak tussen die apologete. Ek dink regtig nie dit is 'n benadering wat enigstens moes 'n naam hê nie. Dis my regtig my eerlike gevoel, want ek is nie 'n dogmatiese hardcore evidentialismus in die sin dat ek enige ander wat 'n ander naam noem net doodskiet nie, maar ek werk in daai raamwerk, en binne in daai raamwerk kombineer ek. Maar my vertrekpunt is evidentialisme. Presap. So ek vind so die naam so bietjie net om te sê, ouens, kom ons raak kalm en ons sit om 'n vuur en braai vleisie. Ja, Jaco, ek dink jy's heeltemal reg. Is dit 'n naam werd, nee, ons hou van kategorieë. Maar ek dink as ek reg is en dit reg kan probeer verklaar, dan dink ek die name ontstaan as gevolg van persone wat daarvoor bekend geword het. Jy weet, in die verloop van geskiedenis, en tipies Francis Schaeffer is een. Jy weet, in die geskiedenis van apologetiek sien jy klassiek, en dan sien jy so 'n bietjie jy weet 'n bewysstuk, en dan sien jy hier kom Cornelius van Til op die toneel, en hy begin met jou voorveronderstellings apologetiek, en jy weet, en so ontwikkel die hele veld van apologetiek, en dan sien jy, hier kom nou 'n ander ou, Francis Schaeffer, en hy het 'n nuwe benadering, en hy het ook baie veld gewen, kan 'n mens maar sê, met dit. En ek dink dis hoekom hy die naam seker nou maar kry. Hy het 'n kombinasie gehad van die vorige wat hy gebruik het. So hy staan maar op die skouers van die reuse wat voor hom gestaan het. Ek dink ek 'n bietjie op my tong geval in gesê evidentialist op 'n stadium wat ek eintlik bedoel het presap. So ek probeer net sê ek het gesê ek werk hoofsaaklik in die presap raamwerk. Ja, ek hoor ons gaan vir jou tug, ja. My tong met 'n bietjie gerolde aangeval, my anyway. Jy moet my jou bewyse bring. Ja, is reg, ons sal gesels daaroor. Nee, ek grap sommer. Goed, nee, en dit is nou maar die einde van ons episode. Dis bietjie 'n langer episode, maar ek hoop die luisteraars het net soveel waarde ingevind in hierdie episode. Dis bietjie meer lerend van aard, maar dit is ook waarvoor Skriptura daar is. 2 Timoteus 3 vers 16 sê die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, weerlegging, teregwysing, onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, volkome toegerus vir elke goeie werk. So daarmee wil ons die luisteraars dan los vandag, en kom luister gerus saam na die res van ons episodes in hierdie reeks. Baie dankie, lekker dag.